Kom ons gaan kyk na woorde wat met 'n ge begin. Dink aan die woord gebruik. Dit klink eintlik of daardie ge aan die begin van die woord met 'n klank gespel moet word. Maar o wee, dit is glad nie so nie. Daardie ge aan die begin van 'n woord word altyd gespel met 'n g en 'n klank. En weet jy wat? Daardie ge is baie bang om alleen te staan. Hy bewe somme. Daarom staan die ge nooit ooit alleen nie. Hy is altyd vasgeplak aan 'n ander woord. Kom ons gaan lees nou die ge woorde. Onthou, ons wil hulle al hoe vinniger lees. Ons hardloop die pad saam met die atleet en lees die ge woorde. Kyk baie mooi, klank in jou kop en lees. Jy gaan die woorde alleen lees. Jou juffrou gaan seker maak of jy korrek gelees het. Jy kan mos nou al, of nie? Nou gaan ons die ge woorde in sinne voeg. Ek gaan die sinne een keer saam met jou lees. Redelik vinnig, sodat jy gewoon kan raak aan die vinniger leesspoed. Daarna gaan jy die sinne op jou eie lees, soos wat hulle verskyn. Is jy reg? Ons gaan dit saam doen. Ek gebruik tekkies om te oefen. Ek het dit gedoen. Dit het goed gegaan met my wedloop. Ek het my beste gegee. Ek het vinnig gehardloop. Lees nou die sinne op jou eie. Jy doen baie goed. Kom ons gaan lees nog 'n paar sinne. Ek gaan jou eers help, dan gaan jy op jou eie lees. Fantasties. Kom ons lees die sinne saam met mekaar. Konsentreer, kyk vir die woorde en lees. Ek het energie gehad. Ek het derde gekom. Ek het 'n vlag gemaak. Hulle
het my gesien. Nou is ek gedaan. Probeer nou op jou eie. Ek weet jy kan. Nou gaan ons kyk na die vir woorde. Jy sal nou sien wat ek bedoel. Ons gaan nou saam met hierdie atleet hardloop en die vir woorde inoefen. Wanneer daar 'n vir, f, r aan die begin van 'n woord is, klink dit so bietjie asof dit met 'n kolletjie in die middel gespel moet word. Nie waar nie? Dink aan die woord verstaan. Klink dit nie vir jou so bietjie of daar 'n klank in die vir moet wees nie? Dit klink so, maar as ons dit korrek gaan spel, dan word dit met 'n f, r gespel. Net soos die g wil die vir nooit alleen staan nie. Daarom voeg ons hom altyd saam met 'n ander woord. Het jy geweet, hierdie woord wat vooraan ander woorde geplak word, kan ook op sy eie staan? Dan lees ons hom ver. Die atleet hardloop ver. Maar ons gaan hom nou voeg aan ander woorde. Gaan lees nou die vir woorde. Dit het nou tyd geraak om die virwoorde in sinne te plaas. Kom ons oefen ons leesspoed deur eers die sinne saam met mekaar te lees. Ek wil ver hardloop. Ek wil verder hardloop. Dit is net hy wat verstaan. Ek vervang my skoene. Om hard te werk is nooit verniet. Eendag sal ek my storie kan vertel. Ek is nooit ooit verveeld. Dis hy. Nou is jy gereed om die sinne op jou eie te lees.
Kom ons lees nog een laaste bladsy, om seker te maak hoe vinnig ons regtig moet lees. Is jy gereed om die laaste sinne saam met my te lees? Onthou, ons is besig om ons leesspoed in te oefen. Ons kan so maklik lui raak om te lees, en dan lees ons so stadig. Jy doen goed om by te hou by hierdie spoed. Onthou ook om dit wat jy lees altyd te probeer onthou na die beste van jou vermoë. Ons gaan nog hard werk om vrae te beantwoord oor dit wat ons lees. Nou ja, kom ons spring weg saam met mekaar. Ek verdeel my padkos. Om te oefen bring geen verdriet. Ek wil nie sit en net vergaan nie. Ek vermeerder my spoed. Elke persoon het sy eie verhaal. Lees nou op jou eie. Jy het ongelooflik goed gedoen. Klap vir jouself hande. Jy kan jou woorde en jou sinne nou elke dag by die huis ingaan oefen en oefen om al hoe vinniger te lees. Al die drukbare hulpmiddels is beskikbaar in my Teacher winkel. Ek sal die skakel in die video se beskrywing hieronder plaas. Gaan maak gerus 'n draai daar. Dit gaan jou baie geld spaar en hoope tyd. Geniet dit en lees elke dag vinniger en vinniger.